Daar's iets vreemd aan hoe die lewe partykeer stil raak. Nie noodwendig rustiger nie, maar kleiner. Mens raak vasgevang in ritmes. Jy staan op, jy werk, jy ry, jy antwoord boodskappe, e-posse, jy probeer dalk net deur die week kom. En dan een of ander tyd besef jy, hierdie is nie heeltemal hoe ek gedink het my lewe sou wees nie. En ek dink dit is nogal hoe dit vir Moses ook kon voel. Of wel ten minste die Moses wat ons in Eksodus 3 ontmoet. Ons dink baie keer aan Moses as hierdie groot geloofsfiguur. Die man van die Rooi See, die man van die 10 gebooie. Maar Eksodus 3 begin nie daar nie. Dit begin met 'n man wat in die woestyn skape oppas. En dis dit. Nie 'n paleis nie, nie momentum nie, nie sukses nie. Woestyn. En as ons eerlik is, dink ek baie mense ken daardie gevoel. Ken die gevoel van ek het nie gedink ek gaan hier opeindig nie. Want Moses was mos veronderstel om iemand te wees. Hy het groot geword in Farao se huis. Hy het invloed gehad, potensiaal, 'n toekoms. En toe breek alles. Hy maak iemand dood. Hy vlug. Hy verdwyn in Midian in. 40 jaar gaan verby. 40. Dis lank. Dis lank genoeg dat mense ophou wag vir jou comeback. Lank genoeg dat jy self daarvoor ophou wag. En nou jaag hy maar skape aan. En dis seker nodig dat die teks so begin. Want die brandende bos gebeur nie toe Moses op sy beste was nie. Dit gebeur in die gewone lewe. Werk, stof, moegheid, skape, herhaal. Ek dink baie van ons dink nog steeds God werk hoofsaaklik in hierdie groot geestelike oomblikke, by kampe, konferensies, dramatiese ervarings. Maar Eksodus 3 sê iets anders. Moses het sy skoonvader Jethro, die priester van Midian se kleinvee opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag en uitgekom by die berg van God, by Horeb. Daar het die engel van die Here aan hom verskyn in 'n vuur wat in 'n doringbos opvlam. Moses het gesien daar is 'n doringbos aan die brand. Maar die doringbos word sowaar nie verteer nie. Toe dink Moses, ek moet afdraai sodat ek na hierdie buitengewone verskynsel kan kyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy afgedraai het om dit van nader te bekyk, het God na hom geroep uit die doringbos. Moses, Moses, het hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê die Here, moenie nader kom nie, trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Daarop sê hy, ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Moses het sy gesig bedek, want hy was bang om na God te kyk. Die Here sê toe, ek het die ellende van my volk wat in Egipte is duidelik gesien. Hulle noodkreet oor hulle slawedrywers het ek gehoor. Ja, ek ken hulle lyding. Ek het afgekom om hulle uit die hand van Egipte te red. Hulle uit daardie land te laat optrek na 'n goeie en uitgestrekte land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, die woonplek van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Jewiete en die Jebusiete. En nou, kyk, die noodkreet van Israel het my bereik. Ek het ook die verdrukking waarmee Egipte hulle verdruk raak gesien. Gaan nou, ek stuur jou na die Farao om my volk, die Israeliete uit Egipte uit te lei. Moses het egter vir God gesê, wie is ek, dat ek na die Farao kan gaan, en dat ek die Israeliete uit Egipte kan lei? Hy het geantwoord, ek is immers by jou, en dit sal vir jou die teken wees, dat ek is wat jou gestuur het. Wanneer jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle God op hierdie berg dien. Ons lees toe daarso van Eksodus 3 vers 1 tot 12.
God ontmoet Moses nie in Egipte se paleis nie in 'n tempel nie in 'n perfekte oomblik nie. Hy ontmoet hom tussen die skape. Dit is amper asof die teks wil sê, God is nader aan gewone mense as wat ons dink. En dan gebeur hierdie vreemde ding, hierdie brandende bos, 'n bos wat nie uitbrand nie. En Moses sê ek moet gaan kyk. Dis eintlik die eerste beweging in hierdie hele verhaal. Nie die vuur nie, die afdraai. Die teks sê toe die Here sien dat hy afgedraai het om te kyk. En dis toe dat God praat. Ek hou nogal daarvan, want Moses kom nie met antwoorde nie, hy kom met aandag. En dalk is dit deel van ons probleem ook. Ons lewe so in 'n tempo dat ons nie meer afdraai om te kyk nie. Ons leef in reaksie. Kennisgewing na kennisgewing, krisis na krisis. En tussenin brand daar dalk bosse oral rondom ons. Klein oomblikke, gesprekke, pyn, skoonheid, mense wat hulp nodig het. 'n Kind wat iets vra, 'n vriend wat eintlik nie okay is nie, maar ons jaag verby. En dalk is Pinkster juis 'n uitnodiging om weer wakker te word vir God se teenwoordigheid in die gewone lewe. Want dis wat die Gees doen. Die Gees maak ons wakker. Dan gebeur daar iets interessant in hierdie verhaal. Moses begin as waarnemer. Hy kyk net. Hy wil net verstaan wat aangaan, maar teen die einde van die gesprek stuur God hom. Dis 'n groot skuif in hierdie teks. Moses kyk na die vuur en eindig in God se beweging. En dis wat Pinkster ook doen. Pinkster is nie net God gee mense 'n geestelike ervaring nie. Pinkster is God trek gewone mense in sy lewe en in sy beweging in. En dis wat in Handelinge ook gebeur. Die disippels sit agter toe deure, bang, onseker, klein. En dan kom die Gees. Nie net om hulle beter te laat voel nie, maar om hulle te stuur. Dis amper dieselfde patroon as met Moses. God ontmoet bang mense en dan beweeg hy hulle. Maar kom ons wees eerlik, dit klink mooi, totdat jy besef, Moses wil nie regtig gaan nie. Want God sê, ek stuur jou, en Moses antwoord, wie is ek? Ek dink dit is een van die eerlikste sinne in die Bybel. Maar dis mos hoe mense klink wanneer hulle diep binne hulle besef. Hulle glo, hulle het nie meer iets om te gee nie. Wie is ek? Wie is ek om weer te probeer? Wie is ek om hoop te bring? Wie is ek om daardie gesprek te hê? Wie is ek om 'n verskil te maak? En dis 'n interessante ding. God antwoord hom nie met 'n motiveringspraatjie nie. Hy sê nie, Moses, ek glo in jou, jy's sterk genoeg nie. Hy sê, ek sal by jou wees. Dis al. En dalk is dit een van die belangrikste goed wat Pinkster ons leer. Die evangelie begin nie by ons kapasiteit nie. Dit begin by God se teenwoordigheid. Want ons leef in 'n wêreld wat konstant vra, is jy goed genoeg? Is jy sterk genoeg? Is jy slim genoeg? Is jy gereed genoeg? Is jy honger genoeg? Maar God se antwoord aan Moses is, jy kyk na die verkeerde persoon. Die vraag is nie wie is jy nie, die vraag is wie gaan saam met jou? En dan gee God hierdie vreemde teken. Hy sê wanneer jy eendag terugkom na hierdie berg, dan sal jy weet wie het jou gestuur. Ek het jou gestuur. Moses kry nie onmiddellike sekerheid nie, hy kry teenwoordigheid en 'n belofte. Dis geloof op pad. En ek dink baie van ons, ek veral, hou nie daarvan nie. Ons wil graag weet, wat is die hele plan, hoe lyk die einddoel, gee vir my die waarborg. Maar baie keer besef jy eers later, God was by my. En later sien jy, die bos het eintlik al lankal al gebrand. En eers later verstaan jy, die woestyn was nie die einde van my storie nie. Dit was die vorming, die tussenin spasie en dalk
Moet jy dit vandag ook hoor. Dat God nie net mense ontmoet wanneer hulle alles reg het nie. Nie wanneer jy gereed voel nie. Nie wanneer jy vol selfvertroue is nie, maar in die woestyn, in gewone lewe, in broosheid. Ek wonder of Pinkster dalk eenvoudiger is as wat ons dink. Dat God steeds gewone mense roep, gewone mense stuur, mense soos ek en jy. En dalk begin dit nie met groot geloof nie. Miskien begin dit net hier. Ek moet afdraai en kyk. Want baie keer verander 'n hele lewe wanneer iemand uiteindelik stadig genoeg raak om die stem in die vuur raak te hoor. En dalk is vandag genoeg. Nie dat jy alles verstaan nie, nie dat jy skielik vol sekerheid is nie, maar net dit. Ek sal by jou wees. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u teenwoordigheid. Dankie dat u is en dat ek daarom kan wees. Dankie dat u my stuur. Ek hoor u stem en ek hoor dat u my roep om daar te wees vir ander. Amen.